Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Dit is lekker, is 'n voorreg om saam met jou te wees en saam met jou hierdie pad te stap van kom ons gaan verder, kom ons gaan hoor, kom ons gaan dieper. Kom ons gaan meer intiem in liefde saam met God verder. Die uitnodiging vir die volk was kom op teen die berg. Die uitnodiging vir die disippels, gaan wag vir my in die boefretrek. Die uitnodiging vir jou en my is, kom na my toe. En die Here wil ons verder vat, en dieper vat, en meer ontmoet. En die vraag is ek en jy bereid om te doen wat dit gaan vat? Om hom meer te leer ken. Nou, die volk Israel, die storie, en ek het laasweek al begin daarmee, waar ek net sê, sorry, ek gaan die storie se einde al begin gee. Die volk is nie bereid om die prys te betaal nie. Hoor wat gebeur, Exodus 20:18, 19 is nou klaar, Exodus 19, Exodus 20, kom met vers 18. Die volk het baie bang geword, toe hulle hoor hoe die donder weer rammel, die trompet geblaas word, en sien hoe die rook uit die berg borrel. Hulle het op 'n afstand gaan staan. Hulle sê toe vir Moses, jy moet maar liewer met ons praat. Ons sal na jou luister. Moenie dat God self met ons praat nie, ons sal dan sterf. Ek weet so half nie wat om te sê nie, dit is so, wat? God nooi 'n volk op. God nooi die mensdom, God nooi elke mens wat Jesus Christus aangeneem het, elke mens wat die Paasfees geëet het, die bloed aan die deurkusyne, elke persoon wat gedoop is deur die Rooi See, of wat ook al, elke persoon wat Christus kind van God is, nooi hy en sê, ek wil jou persoonlik ken, intiem met jou 'n pad sterf. Duisende mense sê nee. Ek wil maar hoor wat sê die pastoor Sondag vir my. Ek wil maar hoor wat sê die predikant. Nee, wat laat julle maar heilig leef, julle klomp predikante en priesters, julle moet maar soet wees. Ons paar deur die week en ons doen wat ons wil, want dit is mos genade. Ons word deur genade vergeef. Alles is mos genade. Mens, God roep jou en die trompet blaas. En ek weet God is heilig en is indirek as jy eerlik in jou hart deur sê, ek weet nie of ek daai pad kan stap nie. Ek weet nie of ek by kan bly nie, ek weet nie of ek dit gaan regkry nie, en dis fyn, God wil eerder dit hê, eerlikheid, as arrogansie, maar dan sê hy vir jou, ek sal jou help, ek sal by jou wees, ek sal jou die krag gee, ek sal jou help, as jy die hart het om my te ken, sal jy my leer ken, as slow to anger and patient, and steadfast love, jy sal my leer ken, selfs in jou swakheid sal ek jou help, maar jy moet ja sê. Jy sien hierdie volk nee gesê. En die hele geskiedenis verander. Net hierna bou hulle 'n goue kalf, mense. Net hierna bou hulle 'n goue kalf. En hoeveel keer doen ek hier dieselfde? Sondag sê ons ja, maandag bou ons 'n goue kalf met werk en jaag en beklei en kom maar mens. God roep ons intieme verhouding elke dag van die week. Kom ons sê ja. En ons bedoel die ja, kom ons sê nie nee vir sy teenwoordigheid nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie storie. En Here, vandag sê ons ook nee. Party sê dit nie hardop nee nie, party sê dit in hulle dade nee, party sê dit in hulle keuses nee, party sê dit net in hulle wegbly nee. Maar Here, ons wil kom en sê, ons wil ja sê, ons wil die volgende tree gee. En ons weet dit gaan kos, en ons weet dit is heiligheid, en ons weet dit is opoffering. En ons weet ons gaan dalk faal en foute maak, maar ons wil ten minste ja sê. Ons wil ten minste by U uitkom. Ons wil ten minste leer van die heiligheid en die liefde en die grootheid. Ons wil ja sê. Dankie dat U ons gaan genadig wees en help. Dankie dat U ons volmaak met die Gees en die krag. En dankie dat U tree vir tree, dag vir dag ons leer. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende. Ek sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.